Goeiedag. Jy weet nou al wat is veelvoude. Maar vandag in hierdie les gaan ons kyk wat is faktore, priemgetalle, priemfaktore en die GGF. Grootste gemeenskaplike faktor. Kom ons kyk gou wat is faktore. As ek vir jou vra, gee vir my die faktore van 6. Wat gaan jy vir my gee? Ja, 'n 2 is 'n faktor van 6. So kom ons kyk gou, faktore van 6. 2 is 'n faktor van 6. Hoe weet jy dit? Want 2 kan in 6 indeel sonder 'n res. Hoeveel keer gaan 2 in 6 in? 3. Dan beteken dit 3 is ook 'n faktor van 6. Is dit die enigste getalle wat in 6 kan indeel sonder 'n res? Wat van 6? 6 kan in 6 indeel. Hoeveel keer kan 6 in homself indeel? 1 keer. Sal enige ander getalle? Nee. So die faktore van 6 is dan nou, skryf dit gewoonlik van klein na groot, 1, 2, 3 en 6. En in hierdie geval maak ons nie kolletjies om te sê dit gaan aan nie, want dit gaan nie aan nie, dit stop daar. Ons het gesê 2 maal 3 gee vir my 6 en 1 maal 6 is 6. So hulle is dus dan nou faktore pare, faktorpare. Reg. Maar wat is priemgetalle? Kom ons kyk na die getal 7. Wat is die faktore van 7? Wat maal wat is 7? Net 1 maal 7. So die enigste manier hoe ek 7 kan kry, is om te sê 1 maal 7. Of, laat ek anderster sê, 7 het net 2 faktore. 1 en homself, 7. En 7 is dus 'n priemgetal. So wat is 'n priemgetal? 'n priemgetal is 'n getal met slegs 2 faktore. 1 en homself. Slegs 2 faktore. 1 en homself. Kom ons skryf die eerste 15 priemgetalle. Ons kyk of jy dit kan weet. Ons begin by 1. Is 1 'n priemgetal? Nee, 1 is 'n moeilike kalant. Want 1 maal 1 maal 1 maal 1 maal 1 maal 1 dis heeltyd dieselfde syfer. En ons het gesê 1 maal homself. So nee, 1 is nie 'n priemgetal nie. Wat van 2? Hoe kan ek 2 kry? 2 maal 1 en dis die enigste faktor. So 2 is 'n priemgetal. 3. 1 maal 3. Dis die enigste faktorpaar wat ek kan maal om 'n 3 te gee. 3. Wat van 4? 1 maal 4 is 4, ja. Maar wag 'n bietjie, 2 maal 2 is ook 4. So nee, 4 is nie 'n priemgetal nie, want hy het meer as 2 faktore. 5. 1 maal 5 is 5. Ja, dis die enigste. So 5 is ook 'n priemgetal. Wat van 6? 2 maal 3. 2 maal 3 is ook 6. So ouens, is daar enige ander ewe getal wat nog 'n priemgetal is? Nee, want 2 kan in al die ander priemgetalle in al die ander ewe getalle indeel. So nee, 2 is die enigste ewe getal wat 'n priemgetal is. So ons hoef nie eers die ewe getalle verder te kyk nie. Kom ons kyk die onewes. Moenie nou dink dat al die onewes is outomaties priemgetalle nie. Nee, dit is nie. 7? Ja, ons het bewys 7 is. 9.
3 maal 3 gee ook 9. So nee, 9 is nie. 11. 11 is 'n priemgetal. Jy sien hoe belangrik is dit dat jy jou tafels ken, né? Want as jy nie jou tafels ken nie, gaan jy nie weet wat is al die faktore nie, en gaan jy nie kan bepaal watter is priemgetalle nie. 13. 13 is 'n priemgetal. 15. Want 3 maal 5 gee ook 15. 17. 17 is 'n priemgetal. 19. Ja, 19 is 'n priemgetal. 21. 3 maal 7 is 21. 23. 23 is 'n priemgetal. 25. Hey, wat van 5 maal 5? Hy is nie. 27. 3 maal 9. Nee, hy is ook nie. 29. Ja, 29 is. 31. 31 is. 33. 11 maal 3. 35. 5 maal 7. 37. Hy is 'n priemgetal. 39. Pas op, 3 maal 13 is 39. 41. 41 is 'n priemgetal. 43. Priemgetal. 45. 3 maal 15. Of 9 maal 5. 9 maal 5. Hy is nie. 47. 47 is 'n priemgetal. 49. 7 maal 7. Ek dink ons het klaar die eerste 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5. Ja, daar het ons nou die eerste 15 priemgetalle. En is baie belangrik dat jy hulle weet en dalk ken uit jou kop uit, sodat jy die lewe vir jouself makliker maak. Kom ons kyk dan nou, wat is priemfaktore? Die woord gee dit eintlik weg. Priemfaktore. Dis faktore wat priemgetalle is. As jy kyk na die faktore van 6 wat ons nou al hier geskryf het, daar's my faktore van 6. Watter van hierdie faktore is priemgetalle? Is 1? 2? Ja. 3? Ja. 6? So wat is die priemfaktore van 6? Met 2 en 3. Priemfaktore van 6 is 2 en 3. Laaste gedeelte waarna ons gaan kyk. Die grootste gemeenskaplike faktor. Of ons kan sommer sê die GGF. As ek vir jou vra, bepaal vir my die grootste gemeenskaplike faktor van 6 en 15. Wat gaan jy doen? Skryf eers die faktore neer van beide. So die faktore van 6, en ek dink jy ken dit nou al teen hierdie tyd, is 1, 2, 3 en 6. En wat is die faktore van 15? 1 maal 15. 2, 3 maal 5. Wat is al? So die faktore van 15 is 1, 3, 5 en 15. Nou wil ek weet, wat een is die grootste gemeenskaplike faktor? Gemeenskaplik sê vir my, watter van hulle, as ek die Engels gebruik, overlap, watter getalle overlap? Daar het ek 'n 1, wat in beide voorkom, en ek het 'n 3, wat in beide voorkom. Nou, wat is die grootste gemeenskaplike een? Wat is die grootste syfer wat in beide voorkom? Jy's reg, dis 'n 3. So die grootste gemeenskaplike faktor van 6 en van 15 is 'n 3.
Seuns en dogters, ek hoop nou regtig jy verstaan, wat is faktore, wat is priemgetalle, hoe kry ons priemfaktore, en hoe bepaal ons die grootste gemeenskaplike faktor. Tot volgende keer dan, totsiens.